So ons gaan nou vanaand kyk na die rooi vers of die rooi koei, soos party dit noem. In Engels dink ek ken ons hom makliker as die red heifer. Nou ons vind die deel daaroor in Numeri hoofstuk 19. Nou ek wil vir julle die hoofstuk lees. En as jy die hoofstuk lees, dan gaan jy sien dat die algemene kommentaar oor die rooi vers is dat dit glad nie sin maak nie. Dis iets wat tot die Jode vandag sê dit maak vir hulle geen sin nie. Nou ek gaan nou dit vir julle lees net so vandag voor ons begin kyk daarna. Die opskrif van die hoofstuk is reinigingswater. Die Here het met Moses en Aaron gepraat en gesê: Dit is 'n vaste wetlike voorskrif wat die Here beveel het. Sê vir die Israeliete, hulle moet 'n rooi koei sonder gebrek vir jou bring. Een waaraan daar geen liggaamsgebrek is nie en wat nog nie onder die juk was nie. Julle moet haar vir die priester Eleazar gee. Hy moet haar uit die kamp neem en sy moet voor hom geslag word. Die priester Eleazar moet van haar bloed met sy vinger neem en hy moet van die bloed 7 keer in die rigting van die tent van ontmoeting se ingang sprinkel. Nou die tent van ontmoeting is nou die tabernakel, né? Die koei moet voor sy oë verbrand word. Haar vel, haar vleis en haar bloed moet saam met haar pensmis verbrand word. Daarna word die priester 'n stukkie sederhout, marjolyntakkie en karmosynrooi toutjie neem en dit binne in die vuur gooi waarin die koei verbrand word. Die priester moet dan sy klere was en sy liggaam met water afspoel. Daarna mag hy in die kamp ingaan. Die priester is egter onrein tot die aand. Die een wat haar verbrand, dis nou die koei, moet sy klere met water was en sy liggaam met water afspoel. Hy is tot die aand onrein. 'n Man wat rein is, moet die as van die koei bymekaar maak en dit buitekant die kamp op 'n rein plek neersit. Dit moet vir die volksvergadering van die Israeliete in bewaring gehou word as reinigingswater. Dit is 'n reinigingsoffer. Die persoon wat die as van die koei bymekaar maak, moet sy klere was en hy sal tot die aand onrein wees. Dit is vir die Israeliete en vir die vreemdelinge wat tydelike verblyf tussen julle het, 'n vaste voorskrif wat altyd geld. Iemand wat aan 'n dooie raak, aan enige mense lyk, is onrein 7 dae lank. So iemand moet homself op die 3de en op die 7de dag met die water reinig, dan is hy rein. Maar as hy homself nie op die 3de en op die 7de dag reinig nie, sal hy nie rein wees nie. Elkeen wat aan 'n dooie raak, die liggaam van 'n mens wat gesterf het en homself nie reinig nie, verontreinig die tabernakel van die Here. Daardie persoon sal van Israel afgesny word. Omdat die reinigingswater nie oor hom gesprinkel is nie, is hy onrein. Sy onreinheid is steeds op hom. Dit is die voorskrifte wanneer iemand in 'n tent sterf. Elkeen wat by die tent ingaan en alles wat in die tent is, sal 7 dae lank onrein wees. En elke oop pot waarop daar nie 'n deksel vasgebind is nie, is onrein. Elkeen wat in die oop veld aan iemand raak wat met 'n swaard doodgemaak is, of aan iemand wat gesterf het, of aan 'n menslike been of aan 'n graf, sal 7 dae lank onrein wees. Dan moet hulle vir die onrein persoon van die verbrande reinigingsoffer se as neem en lopende water in 'n kleipot daaroor gooi. 'n Rein persoon moet 'n marjolyntakkie neem en in die water doop. Dan moet hy dit sprinkel oor die tent en al die gebruiksvoorwerpe wat ook oor die persone wat daar is. Oor iemand wat aan 'n menslike been of aan 'n gesneuwelde of aan 'n dooie of aan 'n graf geraak het. Die rein persoon moet op die 3de en op die 7de dag na die water op die onrein moet op die 3de en op die 7de dag die water op die onrein persoon sprinkel. Nadat hy die onreine op die 7de dag gereinig het, moet hy sy klere was en hom met water afspoel. Hy sal rein wees teen die aand. As iemand wat onrein is homself nie reinig nie, sal daardie persoon uit die geloofsgemeenskap verwyder word, want hy het die heiligdom van die Here verontreinig. Die reinigingswater is nie op hom gesprinkel nie, hy is onrein.
Dit moet vir altyd vir hulle 'n vaste voorskrif wees. Die een wat die reinigingswater sprinkel, moet sy klere was, en die een wat aan die reinigingswater raak, is onrein tot die aand. Alles waaraan die onreine raak, is onrein, en die persoon wat aan hom raak, is onrein tot die aand. Okay. So, maak dit vir julle enigstens sin? Klink dit vir julle enigstens logies? Glad nie. Nou, kom ons verstaan eers waar pas Numeri 19 in. So Numeri is die boek in die Bybel waar ons saam met die Israeliete deur hierdie wildernis toer of stap nadat hulle uit Egipte uitgekom het. Nadat die Here hulle uitgebring het, is hulle nou hier in hierdie woestyn en spandeer hulle nou 40 jaar in hierdie woestyn. En Numeri is die boek wat ons die tyd wat ons saam met hulle in hierdie woestyn spandeer. In hierdie tydperk In hierdie woestyntydperk van die Israeliete is daar kort wat hulle rebels is teen die Here, wat hulle die wette verbreek. En in hierdie tyd ook gee die Here ook vir hulle wette om hulle te leer hoe om voor hom te lewe as sy kinders, as sy volk. Hulle ignoreer dit meeste van die tyd. En so dan die 40 jaar wat hulle dan in die woestyn spandeer. So die hoofstukke voor Numeri 19, hoofstuk 16 en 17, lees ons waar Kora dan die autoriteit van Moses en Aaron die bevraagteken, waar daar gesê word vir Moses en Aaron, maar wie het vir julle die reg gegee om die baas te wees? In Numeri 18 kom die Here en bevestig hy dat hy hierdie autoriteit vir Moses en Aaron gegee het. En dan kry ons Numeri 19. En Numeri 19 word gesien as die brug van die priesterlike stam, wat nou, onthou in daardie priesterlike stam begin met Aaron, wat die eerste hoofpriester was. En God bou hierdie brug in afwagting van hulle aankoms in die beloofde land, die Israeliete. En die Here kom en hy gee in Numeri 19 vir die Israeliete 'n antwoord op 'n spesifieke probleem wat hulle gehad het. En dit is ten opsigte van die hantering van die dood en dooies en dat dit onrein is. Tot en met vandag toe, en ons lees dit hier in Numeri 19, is dit vir die Jode onrein om aan 'n dooie persoon te vat, om aan 'n dooie karkas te vat, om te werk met 'n dooie persoon. So as jy 'n begrafnisondernemer is en jy's 'n Jood, dan dis twee goed wat glad nie met mekaar gel nie, want jy gaan permanent in die oë van hulle geloof en hulle kulturele tradisie gaan jy onrein wees. En in daai tyd het die Here gekom en die Here het hierdie ding aangespreek en gesê, maar dit is wat julle doen om rein te raak. Dit is wat julle doen om julleself skoon te maak. En hierdie reinigingsritueel wat God ingestel het, wys dan vir ons later op iets wat ons in die Nuwe Testament teekom. So hierdie ritueel is dis 'n baie lang ritueel, maar dit het neergekom bloot op die feit dat die Here baie duidelik was oor oor wat gebruik moes word en hoe dit gedoen moes word. Ek het vir julle 'n prentjie gestuur van 'n rooi bees. Hierdie rooi bees moes van vroulike geslag wees. En daardie bees moes geensins enige iets verkeerd het nie. Daar mag nie eers een swart haartjie op hierdie bees gewees het nie. Daar word gesê dat in hierdie tyd wat Israel hierdie ding moes doen, hierdie ritueel,
dat daar slegs 9 van hierdie rooi beeste was wat gevind was om sonder enige blemish te wees. En daar word gesê dat hulle op soek is heidaglik na die 10de een. En ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. So daar was nie baie van hierdie beeste gewees nie, want dit moes letterlik een wees wat geensins enigsins iets mekeer het nie. En sy hare of haar hare moes perfek rooi wees. Hierdie beeste is dan gevat buite die kamp, nie binne die kamp van die Israeliete nie. Onthou, ons het 'n bietjie paar lank terug daaroor gepraat, die tabernakel was in die middel van die kamp en rondom die tabernakel het dan eers die priesterlike stam was hulle kamp gewees, tente gewees, en dan was die 4 windrigtings het dan elkeen van die 4 rigtings het dan 3 van die stamme gehad wat dan bymekaar gebly het. So dit was buite hierdie opset wat hierdie bees gevat is en dan geslag moes word. En hierdie bees is dan verbrand met hout en hyssop en rooi hulle met scarlet wool. Onthou die scarlet wool wat aan die sondebok se kop gesit het, op sy kop gesit is, op albei se kop gesit is. Die een is gehou, die ander een is die wildernis ingestuur. Dis dieselfde tipe van scarlet wool wat hier gebruik is. So al hierdie goeders saam is dan verbrand en hierdie as is dan bymekaar gemaak en gestoor. En in terme van dan onrein wees, is daar dan van hierdie as gevat en gemeng met water, skoon water. En dit is dan as daar iemand in aanraking met 'n dooie persoon of 'n dooie karkas of so was, dan is daar hierdie aswater op hierdie persoon gesprinkel om hom dan rein te maak. Ons lees hier op die 3de en op die 7de dag. Die persoon self wat met hierdie aswater gewerk het of wat dan met hierdie bees gewerk het om hierdie bees te verbrand en so, lees ons hierin was vir die dag onrein gewees. Want dit is van die priesterlike stam wat dan met hierdie goed gewerk het. So hierdie aswater is gebruik om iemand skoon te maak. Dit maak nie regtig sin nie, maar dit is die Here se opdrag gewees. En in die omgewing van die Jode en die rabbies, hulle verwys hierna as een van die groot misteries van die Torah, want hulle verstaan dit nie. Hulle verstaan nie hierdie vir ons, en ek gaan nou daarby kom, kan dit verstaanbaar wees, want dit hou verband met dit wat in die Nuwe Testament gebeur. Maar vir hulle wat nie in die Nuwe Testament leef en glo nie, maar wat vashou aan die Torah, vir hulle is hierdie onverstaanbaar. Hulle verstaan nie hoe dit gewerk het en hoekom dit so moes werk nie. En hulle noem dit in Hebreëus gok, en dit is die graad van God se denke wat enige rasionele explanasie te bowe gaan. Dis wat hulle sê. Dat hierdie ding wat God gegee het, geen mens kan rasioneel dit verduidelik nie. Hulle sê dat self Salomo het gekom en gesê hy verstaan nie hierdie ritueel nie. Maar dit was 'n ritueel wat ingestel was deur God en so het hulle dit aanvaar en hulle dit gedoen. Hierdie praktyk in die toe hulle die beloofde land ingaan en die tempel word gebou en so word hierdie praktyk 'n voorvereiste voordat daar in die tempel ingegaan kon word. Hierdie reinigingsritueel met hierdie aswater. En dit was veral van toepassing op die priesters en die hoëpriester wat dan letterlik binne in die Holy of Holies en Holy Place ingegaan het in die tempel. Maar nou is die vraag, wat gebeur? So die Israeliete het dit gedoen want dit was 'n opdrag van God.
In die tempelera is dit voortgesit, want dit was 'n opdrag van God. En toe kom die Nuwe Testament. En in die Nuwe Testament, soos wat die jare aangegaan het, het al hierdie rituele en goed verval, want Jesus self sê, hy het gekom om die wet te vervul. So al hierdie dinge het agterweë geraak. Maar nadat die tempel totaal vernietig is in 70 na Christus, het letterlik al hierdie rituele nie tot niet gegaan nie. Die Jode sien dit as dat hierdie rituele op ys geplaas is en gesuspend is totdat die derde tempel herbou is en al hierdie rituele weer ingestel kan word. So dit is waaraan die ou ortodokse Jode vashou. Vandag, omdat daar nie 'n tempel is nie en omdat daar nie hierdie rituele kan plaasvind nie, is dit vervang deur gebed. So daar's 'n gebed wat hulle 3 keer op 'n dag bid wat hierdie ritueel spesifiek vervang het. En dan is daar ook maar goeie dade wat hulle doen, charity werk wat hulle doen ten opsigte van om aan die Here se vereistes te probeer voldoen. En daar's sekere ander rituele wat vandag maar nog steeds vir hulle geld, soos die was van hande en as daar vir spesifieke geleenthede wat daar gebad word, 'n rituele badproses is soos wanneer jy trou en sulke tipe van goed. Maar hierdie ritueel spesifiek is vervang in na die tempelera met gebede. So waar sien ons dan ook 'n verwysing andersins in die Bybel na hierdie rooi vers? Nêrens in die Ou Testament word daar enigstens weer na hierdie rooi vers of hierdie ritueel verwys nie. Maar ons kry twee ligte verwysings. Die eerste een of ten minste in die Ou Testament is is nie 'n direkte verwysing nie, dis 'n indirekte verwysing. Vind ons in Esegiel 36 vers 25. En dan in die Nuwe Testament is daar 'n direkte verwysing na hierdie ritueel in Hebreërs 9 vers 13. En in hierdie vers word daar spesifiek gesê dat Jesus se offer aan die kruis is ver bo enige wetlike ritueel wat in die Ou Testament gevolg is. Ek wil dit net vir julle lees. Wat miskien net sien. Hierdie Bybelse bladsye sit almal aan mekaar vas. Hebreërs 9 vers 13. Ek gaan sommer van vers 11 af lees. Hy sê, Christus egter het gekom as hoëpriester van die goeie dinge wat nou verwesenlik is, en hy het deur 'n uitnemender en meer volmaakte tabernakel beweeg, wat nie deur mense hande gemaak is nie. Dit wil sê, wat nie van hierdie skepping is nie. Hy het ook nie met die bloed van bokramme en bulkalwers nie, maar eens en vir altyd met sy eie bloed die heiligdom binne gegaan en 'n ewige verlossing bewerkstellig. Vers 13 sê, want as die bloed van bokramme en bulle en die as van 'n jong vers die verontreinigdes deur besprinkeling wy met die oog op die reiniging van die liggaam. So ons lees hierso van die as van die jong vers ten opsigte van die reiniging van die liggaam. So dis twee ander verwysings wat ons kry in die Bybel en dis basies die enigste verdere verwysings wat ons kry in die Bybel ten opsigte van die rooi vers. En wat word hier gesê? Hier word gesê dat daar 'n parallel is met Jesus wat aan die kruis gesterf het. En hoe vind ons hierdie parallel? Ons vind hierdie parallel in die tipe, eerstens in die tipe en dan dit word dan verwys na die rooi vers sonder enige gebrek. Net so was Jesus sonder enige sonde. Hierdie rooi vers moes geslag en geoffer word en verbrand word buite die kamp.
Jesus se offer aan die kruis was buite die stad, buite die stadsmure. Die rooi vers se reiniging word beskou as 'n letterlike reiniging, fisiese reiniging. Dit is op jou gesprinkel, jy is gewas daarmee, as ek dit so kan stel. Terwyl die reiniging wat Jesus aan die kruis gebring het, is 'n geestelike reiniging. Hy kom, hy sterf aan die kruis vir ons sonde, om ons van ons sonde te reinig. So hierdie wet word vervul deur Jesus wat aan die kruis sterf. Hy is die groot reiniger wat ons het. Die ultimate reinigingsmiddel, die ultimate reiniger wat ons van ons sondes verlos. Daar's nie meer hierdie seremoniele wet nodig nie, want Jesus het gekom en hierdie wet kom vervang met die nuwe verbond in Romeine 10 vers 4. En nou wil ek net vir julle nog 'n paar dinge noem ten opsigte van hierdie rooi vers. Die Jode glo dat onthou ek vir julle gesê die ortodokse Jode glo nie dat Jesus die Messias is nie, dat hy gekom het om vir ons die ewige lewe te bring nie. So in hulle geloof glo hulle nog steeds aan die feit dat die derde tempel gebou moet word, dat die tempelwessels soos wat ons sê teruggebring moet word. En dit is nou ten opsigte van die menorah wat daar was, die tafel met die toonbrode, die insens altaar, al hierdie goed glo hulle moet terugkom in die derde tempel wat gebou word. En een van die dinge wat hulle dan glo wat daarmee saamgaan, wat moet terugkom, is hierdie reinigingsritueel van Numeri 19. En daarvoor het hulle 'n rooi vers nodig. En hulle het 'n rooi vers nodig sonder enige gebrek. So letterlik soos wat hy in die Ou Testament was. En dit is waar die 10de rooi vers inkom. Dat daar gesê word dat hulle al so baie pogings aangewend het om hierdie 10de vers, rooi vers te probeer teel, maar dat daar nog geen sukses was nie. Daar word gesê dat hulle reeds die tempelwessels het, soos ek nou gesê het, die menorah en al daai tipe van dinge, maar hulle het nog nie die tempel nie, en hulle het nog steeds ook nie die rooi vers vir hierdie reinigingsritueel wat hulle moet doen nie. So daar is reeds, sê hulle ook, 500 jong Joodse mans opgelei om as priesters op te tree in die tempel, die derde tempel, en om die priesterlike pligte te vervul soos wat dit in die Ou Testament opgeteken was in die boek van Levitikus, en om dan ook hierdie offers te bring soos wat dit in die Ou Testament gedoen is. So die rooi vers speel 'n baie belangrike rol, en dis een van die dinge wat wat hulle 'n groot poging aanwend om dit terug te bring en so vers te laat teel. Die ander ding wat ek dan net vir julle wil noem, waar is dit nou? Oh nee, ek kry dit nou nie. So ek dink dis belangrik om te verstaan dat daar 'n verskil is tussen, of hoekom die ortodokse Jode nog steeds aan hierdie rituele van hulle vasklou, is die feit
dat hulle nie glo dat Jesus aan die kruis as die Messias gesterf het nie. Die ander ding wat ek vir julle wou gelees het, was ten opsigte van die gebed. Ek wil dit net gou kry hierso. Wat is die gebed wat hulle lees? Of wat hulle opsê 3 keer 'n dag? Ehm ek het dit nou hierso gemerk en nou kry ek dit nie. Ek sal dit vir julle op WhatsApp sit, maar dis vervang deur 'n gebed wat hulle 3 keer 'n dag bid, in plaas van dan om hierdie ritueel te volg. So 3 keer 'n dag te bid is vir hulle ook soos 'n ritueel en hulle hou vas aan hierdie rituele van hulle, aan hierdie wetlike rituele van hulle. Maar Jesus met die nuwe koms in die Nuwe Testament en met sy kruisiging en opstanding het al hierdie goeders tot niet gegaan en is dit nie meer nodig nie en verwag die Here dit nie meer van ons nie. Die Here verwag net van ons om in hom te glo en gehoorsaam te wees aan dit wat hy van ons vra. Okay. Dankie Ron.